Goeiemôre Padviers. Net sê ek my sien almal verskriklik baie. Dan kan jy wag vir die laaste verby is, dat ek julle almal weer kan sien nie. Vir nou gaan ek julle werkies gee, wat jy met my die volgende 2 weke moet doen, wat maandag tot nou begin die 20ste April, tot en met die 30ste April, wanneer die lockdown verby is. Julle moet asseblief maar julle elke dag se boeke, die vak wat ons gaan doen by die Randhuis, dus vandag gaan ons Afrikaans doen, en hierdie moet julle vir my vir maandag doen, die 20ste April. So hulle asseblief vir julle Afrikaanse boeke uit en maak oop by aktiwiteit 63. Ricardo, ek weet jy het dit al gedoen, maar wees vir Arme en John wat nog nie die aktiwiteite gedoen het nie, en sodra ons by die aktiwiteite kom wat jy nog nie gedoen het nie, dan kan jy saam met ons voortgaan. So luister nou maar net lekker saam. Goed, taal en konteks, aktiwiteit 63. Die volgende sinne se woorde is geskommel. Skryf die sinne oor in die regte volgorde. Skryf eksamen moet vandag ek. Nou dit klink ons nou nie reg nie. So jy sê dit totdat dit reg klink. Ek moet vandag eksamen skryf. Onthou met 'n hoofletter te begin en met 'n punt te eindig. Nie onnodige help te maak foute my om nie. Dit klink glad nie reg nie. Die regte sin is dan, help my om nie onnodige foute te maak nie. Hoofletter en 'n punt. Gee een woord uit die gedig in aktiwiteit 61, wat dieselfde as reis beteken. So dan gaan jy terug na aktiwiteit 61 toe, sal jy die gedig daar sien. En onthou reis, daai reis is nie die reis wat jy eet nie, dis met 'n lang ei. Hierdie is reis, soos as jy gaan travel, en dieselfde woordjie wat as travel beteken. Gaan soek dit asseblief vir my in die gedig. Gee een woord uit die gedig hierbo, wat die teenoorgestelde beteken as vroegdag. Want dat teenoorgestelde is soos dag en nag. Koud en warm. So gaan soek vir my iets in die gedig wat die teenoorgestelde is van vroeg en dag. Skryf die onderwerp, gesegde en voorwerp van die volgende sin neer. Ek gaan op reis na Kaapstad. Nou oudies onthou, gesegde is 'n werkwoord. Dit is wat jy doen. So die voorbeeld wat ek gaan gebruik is ek skop die bal. My gesegde is my werkwoord. Dit is wat ek doen. So my gesegde gaan dan wees skop. Jou voorwerp is gewoonlik die laaste deel van die sin. Dis waarna jy gaan of wat jy doen. So my voorwerp is die laaste deel en dit sal dan wees bal. En jou onderwerp is gewoonlik die eerste persoon in die begin van die sin. En dit is dan ek. En daar het jy gesegde voorwerp en onderwerp. En in die boek vra hulle, ek gaan op reis na Kaapstad. Wat is jou gesegde in daai sin? Wat is jou voorwerp in die laaste deel van die sin? En wat is die onderwerp? Die eerste persoon van die gedig. Van die sin asseblief. Goed, ek gaan vir my na aktiwiteit 64 toe. Die kat kom weer. Maar die kat kom weer, want hy wil nie langer wag. Die kat kom weer, net die volgende dag. Die kat kom weer, glo vir my, dis waar. Die ander dag môre was die kat weer daar. Maar die kat kom weer, want hy wil nie langer wag. Die kat kom weer, net die volgende dag. Die kat kom weer, glo vir my, dis waar. Die ander dag môre was die kat weer daar. 64.1 Skryf 2 stelle woorde neer wat met mekaar rym. Oudies onthou het julle geleer, gaan kyk by jou gedig aan die einde watter woordjies rym met mekaar. Soos dag en nag, skaap en slaap. Maar dit gaan altyd aan die einde van die sin wees. En skryf dit vir my daar neer, 2 voorbeelde. Waaroor handel die liedjie nommer 2? Gaan kyk na die titel.
van die gedig. Hoekom dink jy, kom die kat heeltyd terug? Daar kan jy jou eie antwoord skryf. Hoekom jy dink die kat kom heeltyd terug? Uit hoeveel strofes bestaan hierdie liedjie? Onthou, 'n strofe is nie die deel nie, 'n strofe is uit hoeveel dele. En uit hoeveel versreëls bestaan elke strofe? So as jy gaan kyk na jou strofe, dan gaan tel jy vir my hoeveel versreëls bestaan by nou. Goed, dit was die tyd. 64. Okies, nou gaan ons kom by bywoorde. Nou bywoorde, dit sê altyd iets van jou werkwoord. Goed. Jy kry 'n bywoord van tyd. 'n bywoord van tyd sê gewoonlik vir jou wanneer. As jy die vraag wanneer kan vra. Ek ry elke dag met my fiets. My bywoord gaan wees elke dag en is 'n bywoord van tyd. Wanneer ry ek fiets? Elke dag. Dan kry jy 'n bywoord van plek. Dit is gewoonlik waar. Ek ry buite met my fiets. Waar ry ek? Buite. So my bywoord is buite en is 'n bywoord van plek, want dit sê waar ry ek. Die laaste een is 'n bywoord van wyse. En dis gewoonlik as jy iets kan vra, hoe? Ek moet saggies loop as Chloe slaap. Hoe moet ek loop? So my bywoord is saggies, want hoe moet ek loop? Saggies, en is dit bywoord van wyse. En dis hoe met bywoorde ken. Bywoord van tyd, bywoord van plek, bywoord van wyse. Wanneer, waar en hoe. Dis wat julle oukies altyd moet onthou. Goed. So daar sê hulle vir jou. 'n bywoord, 'n woord wat iets van die werkwoord sê, is 'n bywoord. Michael bak elke oggend, dan weet ons sommer klaar, dis 'n bywoord van tyd, want wanneer bak Michael elke oggend? Johan ry buite op sy fiets. Ons is nou so voorbeeld. Waar ry Johan? Buite, bywoord van plek. Praat sagter, want ouma slaap. Hoe moet hulle praat? Sagter. Bywoord van wyse. Goed, aktiwiteit 65, bywoorde. Simon eet gereeld sy ontbyt. Nou, hulle vra vir jou by 65 moet een die woord sê, wat is die bywoord? En wat bywoord van wat? Simon eet gereeld sy ontbyt. Gereeld is dan jou bywoord en dis 'n bywoord van tyd. Die ou tannie stap stadig in die straat. Jou bywoord is stadig. Dan is dit 'n bywoord van wyse. Hoe stap die tannie? Stadig. Daar het die babiede oorkant die straat ingetrek. Jou bywoord is oorkant en is 'n bywoord van plek, want dis waar dit is. Die eetgoed in die tuisnywerheid smaak heerlik. Jou bywoord is heerlik. Hoe smaak dit? Heerlik. Hoe? Bywoord van wyse. Mandy oefen elke dag vir die komende atletiekbyeenkoms. Elke dag bywoord van tyd. Goed. Die volgende wat ons gaan doen is ontkenning. Ontkenning is byvoorbeeld ek sit op die stoel. Ontkenning, ek sit nie op die stoel nie. Dus wil jy altyd 'n nie gaan insit. En onthou ergens word nêrens en iemand word niemand. Kom ons kyk. Aktiwiteit 66, oukies. Ontkenning. Iemand het jou gesoek? Niemand het jou gesoek? Nie. Onthou nie net skryf niemand het jou gesoek, jy moet 'n nie ook aan die einde sit. Daarom het jy hoofletter begin en met 'n punt eindig. Antwoord die telefoon, moet nie die telefoon antwoord nie.
Die tandmuis is hier ergens in die kamer, ergens word, nêrens, met 'n nie aan die einde. Het pa jou gebel? Het pa jou nie gebel? Nie. Ek is verveeld, ek is nie verveeld, nie. Goed, les 5.4, skryf vir my 'n gedig. Onthou met toepaslike titel vir jou gedig gegee. Hierdie kan jy sommer in jou skrif doen, oukies. Skryf net vir my les 5.4 is jou opskrif en die datum 20 April. Onthou met toepaslike titel vir jou gedig te gee. Skryf al die woorde wat jou in die onderwerp laat dink neer. Skryf 'n rymwoord vir daardie woorde neer en onthou om te gebruik maak van strofes. So skryf sommer vir my iets oor wat jy nou in die lockdown periode gedoen het. Sien nou jy met jou Legos gespeel of jy het wat se speletjies het jy gespeel? Het jy by 'n bal geskop? Het jy fiets gery bietjie? Vertel my 'n bietjie daarvan in jou gedig. Ek soek 2 strofes van 4 reëls elk en onthou aan die einde dan moet jou sinnetjies rym. Goed. Aktiwiteit 68 oukies gaan jy nou moet luister wat ek vir jou gaan lees, want dit gaan oor 'n weerberig. En dan gaan jy vir die vragies moet gaan antwoord. Onthou, jy kan maar vra om te rewind om weer daardeur te gaan as jy by die vragies kom. Goeiemiddag, u is ingeskakel by die nuus om 7. Hier volg vandag se weer, soos gelees deur die weerman. Die grootste deel van Suid-Afrika is sonnig, met meestal mooi weer. Limpopo en die Laagveld is gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele donderstorms. Die minimumtemperatuur is 9 en die maksimum 20. In KwaZulu-Natal gaan dit baie bedompig en warm wees en die wind gaan die hele dag stormsterk waai. Daar beweeg 'n koue front in oor Kaapstad en mense word aangeraai om die winterbaadjies uit die kaste te haal. Die windsterkte is 55 knope. Die minimum vir Kaapstad is 8 grade Celsius en die maksimum grade is 19. Motreen en mis word verwag. In Gauteng sal dit sonnig en warm wees met 'n maksimum temperatuur van 28 grade Celsius. Dit is dan die weervoorspelling tot môre aand. Totsiens. Goed, oukies, nou kan jy vir die vraag beantwoord. Watter weer word vir Limpopo voorgestel? Hoekom dink jy met die mense van Kaapstad hulle winterbaadjies uit die kas te haal? Watter klere sal jy aantrek as jy in Gauteng bly? Hoekom kyk mense weer? Is die weersimbole reg oor die wêreld dieselfde? En hoekom sê jy so? Goed, dit is aktiwiteit 68. Aktiwiteit 69 tref met taal idiome. Onthou, idiome is iets wat gesê word, wat nie regtig so is nie, dit het 'n ander betekenis. Pas die idioom by die regte prente. Van die reën, goed, so ons het 'n wolkie met 'n sonnetjie, 'n sonskyn, 'n reënwolkie en dan sonskyn. Van die reën in die druk kom, beteken van die een moeilikheid in die ander kom. Moeilikheid klink vir my soos die donderstorm. Na reën kom sonskyn. Na moeilikheid kom altyd geluk. Ek dink dit is die eerste prentjie met die wolkie, dis die moeilikheid en dan kom jou geluk as die sonnetjie. Die son trek water. Die son is aan die ondergaan. En hierso kan ons sien die son gaan ondertoe. Hy is nie werd dat die son op hom skyn nie. Dit beteken hy is baie sleg. En dit sal dan die sonnetjie wees. Vat net vir jou liniaal en potlood en trek vir my na die regte blokkie toe. Aktiwiteit 70 woordeskat. Skryf die volgende woorde en hulle betekenisse in jou persoonlike woordeboek. Jy kan dit sommer vir my in 'n skrif skryf. Laat my lyntjie oop na jou gediggie, dan skryf jy aktiwiteit 70. 70.1 donderweer. Ek gaan sommer 'n bietjie vir julle die antwoordjies gee, want ek weet baie keer is dit moeilik om te gaan soek. Donderweer is swaar weer met blitse en donder. Verwoesting beteken as iets verniel word. 'n storm is 'n baie sterk wind
jy die mekaar is as gevolg van die wind. Sonskyn is die lig van die son en skade is 'n verlies of 'n nadeel. Dit is skade. Goed. Nou gaan ons na kaarte toe. Kenmerke van 'n kaart. 'n weerkaart is 'n visuele teks. Dit het simbole op wat ons weersimbole noem, soos 'n sonnetjie of 'n wolkie of reendruppels. Die simbole dui die toestand van die weer aan, byvoorbeeld bewolk. As jy 'n wolkie sien, dan weet jy dit is bewolk. 'n Kaart het ook 'n sleutel wat die simbole daarop verduidelik. Alle weerkaarte gebruik dieselfde weersimbole en 'n weerkaart dui die temperature aan, windspoed, weertoestande en koue front op verskillende plekke aan. Goed, gaan vir my na aktiwiteit 71 toe. Daar vra hulle weer vir betekenisse. Jy kan my weerlyntjie ooplos, kyk aktiwiteit 61 met die volgende betekenisse. 'n donderstorm is 'n harde donderbui met blitse en knalle. Laagdruk met 'n lae lugdruk as die in die omringende gebied. Hoogdruk met 'n hoër lugdruk as in die omliggende gebied. Gedeeltelik, dit is net 'n gedeelte, dit is nie heeltemal nie. Windspoed is die spoed van die wind en die windrigting is die rigting waaruit die wind waai. Aktiwiteit 72, 'n weerkaart. Goed, beantwoord die volgende vrae die weerkaart. Die plekname is soos Limpopo, Noordwes, Mpumalanga, KwaZulu-Natal. Dis jou plekname. Hierdie 30 hierso is jou windsnelheid en jou windrigting. Dus hoe vinnig jy wind waai, 30 km/h. 11 grade Celsius en 24 grade Celsius. Dit is jou maksimum en jou minimum temperatuur. Minimum is jou kleinkie, dis jou 11 grade en maksimum is jou groot, 24 grade. Dis jou temperatuur, hoe warm of hoe koud dit gaan wees die dag. En dan daai wolkie met die reën is jou weersimbole. Goed, watter weer word in die Oos-Kaap voorspel? So nou gaan kyk jy, waar is Oos-Kaap, waar is Oos-Kaap en wat sê dit vir jou daar? Wat se weer is daar in die Oos-Kaap? Watter plek op die kaart het die laagste minimum temperatuur? So gaan kyk na jou minimum temperatuur, altyd die eerste ene, wat sê is die laagste? Sê vir daai plek se naam. Noem 2 plekke waar dit gaan reën. Kyk na jou simbole, watter het 'n reënwolkie? Wat is die Noord-Kaap se maksimum temperatuur? So jy gaan na Noord-Kaap toe en jy gaan kyk wat is sy maksimum temperatuur, die groot enetjie. Wat is die windsnelheid van die Noord-Kaap? Jy gaan weer na die Noord-Kaap toe en kyk wat se getalletjie vir julle daar vir jou by windsnelheid. En in watter eenheid word wind gemeet? Daarmee sal ek julle help in knope. Okay, so dit is die werk wat jy asseblief die 20ste April moet hê. En die volgende maandag, die 27ste April, sal ons aangaan met die res van die Afrikaans. Môre, Dinsdag, die 21ste April, sal ons dan Engels doen. Dankie, ouetjies.